Graad 12, welkom terug by Fisiese Wetenskap, Chemie Vraagstel 2 van Mei-Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 5 en vraag 5 handel oor reaksietempo. Vraag 5, die reaksie tussen aluminium en 'n oormaat swavelsuur word gebruik om die faktore van die reaksietempo beïnvloed te ondersoek. So ons aluminium, swavelsuur en ons kry aluminiumsulfaat en waterstofgas wat geproduseer word. Ondersoek 1. By ondersoek 1 ondersoek ons die effek van die katalisator op die reaksietempo word bepaal. Aluminiumpoeier met 'n massa van 5 gram reageer met oormaat 0,1 mol per kubieke desimeter swavelsuur by 60 grade Celsius. Beskou die volgende energiediagramme, nie volgens skaal geteken nie, vir jou ondersoek van X en Y in diagram B verteenwoordig die aktiveringsenergie diagram. So ons het 'n Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe vir die aktiveringsenergie diagram B en ons het 'n energiediagram vir diagram A. As ons kyk na die energiediagram by A, sien ons reaktanse, ons produkte. Die energie van die produkte is laer as die energie van die reaktanse. Jy het jou geaktiveerde kompleks wat by 240,8 kilojoules is en dan het ons ook 'n verlaagde energiewaarde as gevolg van die katalisator wat bygevoeg is by 217,3. Ons het ons kinetiese energie diagram waar ons P het en ons het Y en ons het X. Die donker gekleurde gedeelte is die kinetiese energie. 5.1.1 is die reaksie tussen aluminium en verdunde swavelsuur endo of eksotermies. Gee jy rede vir jou antwoord deur na die diagram wat hieronder te verwys. So jy kyk na jou diagram en jy moet besluit is dit ekso of endotermies. Hierdie is 'n hoofstuk wat ook binne in graad 11 gedek is. 5.1.2 Wat word deur die ingekleurde gedeelte regs van die lyn P verteenwoordig? So dit verwys na die Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe. 5.1.3 bepaal die numeriese waarde deur die letter X op die diagram verteenwoordig word. So ons moet gaan kyk wat is die waarde van X. 5.2 Die ondersoek word nou by 30 grade Celsius herhaal deur dieselfde reaktanse 5 gram aluminiumpoeier en oormaat van 0,1 mol per kubieke desimeter swavelsuur en 'n katalisator te gebruik. Hoe sal elk van die volgende beïnvloed in die vergelyking met die ondersoek 1? Kies hy toeneem, afneem bly dieselfde. 5.2.1 Die grootte van die ingekleurde deelte by B, die Y-waarde, die totale volume van die waterstofgas geproduseer. En by ondersoek 3, in hierdie ondersoek reageer 5 gram van dieselfde monster onsuiwer aluminiumpoeier met oormaat verdunde soutsuur by 60 grade Celsius in elk van die 3 lopies vir die eksperimente. Die tabel hieronder is 'n opsomming van die toestande en die resultate verkry. Ons het loopie 1, die konsentrasie van swavelsuur en ons het 'n gemiddelde reaksietempo van die volume waterstofgas geproduseer 15. Loopie 2, 0,2 mol per kubieke desimeter swavelsuur en ons kry 19 kubieke sentimeter per sekonde en by loopie 3, 0,4 kry ons 40 kubieke sentimeter per sekonde geproduseer. 5.3.1 skryf die onafhanklike veranderlike vir hierdie ondersoek 3 neer. 5.3.2 gebruik die botsingsteorie om te verduidelik hoe die gemiddelde reaksietempo in hierdie ondersoek beïnvloed word. 5.3.3 die tyd wat die reaksie neem om loopie 3 te voltooi te bereik is in die ondersoek beïnvloed word, bereik is 2,6 minute, bereken die persentasie suiwerheid van aluminium, neem die molêre gasvolume by 60 grade Celsius as 27.000 kubieke sentimeter per mol. So, molêre gasvolume, omdat hulle praat van molêre gasvolume, verwys ons na VM. En dit is 27.000 kubieke sentimeter per mol. So, graad 12, dit is die vraag 5. Jy kan die video stop en die vraag uitwerk. Nadat jy die vraag uitgewerk het, dan kan jy die video voortsit om die antwoorde te merk.
So dit is 5.2 en 5.3, die 3 ondersoeke. Ons gaan oorbeweeg na die uitwerk en die merk van die antwoorde. 5.1 is die reaksie tussen aluminium en verdunde swavelsuur endotermies of exotermies, gee rede vir jou antwoord. En as ons kyk na diagram A. Diagram A is ons energiediagram en ons sien dat ons energiediagram ons produkte is laer as ons reaktanse. En wanneer ons produkte laer as reaktanse is en die verandering in entalpie of ons reaksiewarmte vir die reaksie is negatief. Dit beteken ons reaksie is exotermies. 'n Laer energie van produkte as reaktanse of wanneer entalpie kleiner as 0 is. So vir hierdie reaksie is entalpie of reaksiewarmte kleiner as 0 is negatief en die antwoord is minus 121,7. Meer energie word afgegee as opgeneem. Dit is die 2 punte. So om die entalpie uit te werk, kon jy ook die 2 waardes afgetrek het en dit is die 86,5 minus die 208,2 gee vir ons minus 121,7 kilojoules. So dit is waar ons die entalpie kleiner as 0 kry. 5.1.2 Wat word deur die ingekleurde gedeelte regs van die lyn P verteenwoordig? En die regs van die lyn P beteken die volgende, die hoeveelheid deeltjies met genoegsame of voldoende kinetiese energie. Dit beteken met 'n katalisator wat by is, die kinetiese energie van die deeltjies is groter en gelyk aan die aktiveringsenergie. Y is die punt waar die aktiveringsenergie is en die kinetiese energie is dan groter van X as die aktiveringsenergie om effektiewe botsings te laat ondergaan. 5.1.3 bepaal die numeriese waarde wat deur X op die diagram B verteenwoordig word en die numeriese waarde wat ons daar kan bereken is die volgende. Ons werk uit met ons geaktiveerde kompleks. Die geaktiveerde kompleks is die tydelike oorgangtoestand en dit is 240,8 minus die energie van die reaktanse en ons kry ons EA waarde of ons energie wat ons kry daarso is 32,6 kilojoules wat ons kry. En daardie energie is ons aktiveringsenergie. En die aktiveringsenergie wat ons dan daar kry by punt X, daardie aktiveringsenergie is ons, wanneer die bygevoeg is. So ons gaan net weer kyk, 5.1.3 bepaal die numeriese waarde wat deur letter X op die diagram B verteenwoordig word. En daai numeriese waarde toe ons 'n katalisator bygegooi is die sonder katalisator X en daai het ons Y-waarde en die X-waarde wat ons het as die punt waar ons die aktiveringsenergie het en die aktiveringsenergie is die geaktiveerde kompleks minus die reaktanse kry ons dan ons aktiveringsenergie. So graad 12, ons gaan nou na 5.2 toe oorbeweeg. En 5.2 vraag is ondersoek 2. En ondersoek 2, die grootte van die ingekleurde gedeelte by diagram B. Die ondersoek word nou by 30 grade Celsius herhaal deur dieselfde reaktanse, 5 gram aluminiumpoeier en 'n oormaat 0,1 mol per kubieke desimeter swavelsuur en 'n katalisator te gebruik. Hoe sal elk van die volgende beïnvloed word? Ondersoek 1, toeneem of afneem. As ondersoek 2, as ons die aluminiumpoeier nou gebruik, dan sal ons sien die ingekleurde gedeelte sal die volgende wees en dit sal afneem. Die ingekleurde gedeelte, hy sal afneem. 5.2.2, die waarde van Y en die waarde van Y sal dieselfde bly omdat ons die
poeier wat ons nou gebruik het hierso en die katalisator, die Y-waarde, hy bly dieselfde. Omdat die katalisator bygevoeg is, het ons gesê die energie by die katalisator word verlaag. En as die energie verlaag word, hoekom die katalisator sien dan ons 'n nuwe geaktiveerde kompleks van 217,3 en dan het ons 208,2, so die energie word verlaag. Dan by 5.2.3, die totale volume van die waterstofgas geproduseer. En die totale volume bly dieselfde. Dit is die reaksietempo wat beïnvloed word, nie die hoeveelheid volume nie. So dit bly ook dieselfde. So graad 12, ons gaan nou na 5.3 toe oor. 5.3 is die derde ondersoek. Hierdie ondersoek reageer 5 gram van dieselfde monster onsuiwer aluminiumpoeier met oormaat verdunde swavelsuur by 60 grade Celsius. Elk van 3 lopies. Ons word 'n gebalanseerde vergelyking gegee en jy word ook 'n tabel gegee. Skryf die onafhanklike veranderlike neer vir die ondersoek. En die onafhanklike veranderlike is die veranderlike wat jy kon beheer het gedurende die eksperiment. En gedurende die eksperiment het jy die konsentrasie verander. So die konsentrasie het verander van 0,1 tot by 0,4. Dit is die veranderlike wat jy beheer het. Die reaksietempo is egter die afhanklike veranderlike. 5.3.2 gebruik die botsingsteorie om te verduidelik hoe die gemiddelde reaksietempo van hierdie ondersoek beïnvloed word. En ons sal sien, ons het konsentrasie verander. So by konsentrasie, meer deeltjies per eenheid volume as konsentrasie verhoog word, beteken meer effektiewe botsings per eenheid tyd, 'n hoër frekwensie van effektiewe botsings en dan ook 'n hoër reaksietempo. Of jy kan gesê het minder deeltjies per volume eenheid, beteken minder effektiewe botsings per eenheidstyd, 'n laer frekwensie van effektiewe botsings en 'n laer reaksietempo. Die onafhanklike is die konsentrasie van die swavelsuur. So wanneer ons meer konsentrasie van swavelsuur verhoog, beteken daar is meer mol van swavelsuur en daar is meer deeltjies per eenheid volume, wat vir ons meer effektiewe botsings per eenheidstyd sal gee en 'n hoër frekwensie of suksesvolle botsings van effektiewe botsings en 'n hoër reaksietempo. So dit is 5.3.2. Graad 12, ons gaan nou oorbeweeg na 5.3.3. En 5.3.3 vra hulle vir ons die tyd wat die reaksie neem om loopie 3 te voltooi bereik is 2,6 minute. En 2,6 minute bereken die persentasie suiwerheid van aluminium, neem die molêre gasvolume by 60 grade Celsius as 27.000 kubieke sentimeter per mol. So ons word molêre gasvolume gegee en dit is Vm. En die wenk wat jy nou kry uit molêre gasvolume is dat ons formule N oor volume deel deur Vm moet gebruik. So om te werke te gaan om die persentasie suiwerheid te bereken, stap 1, werk ons dan die volume waterstofgas geproduseer uit. Om die volume waterstofgas te produseer uit te werk, neem ons tyd en ons tyd stel ons dan oor na sekondes toe, omdat die reaksietempo in kubieke sentimeter per sekonde is. Hulle verwys na loopie 3 en loopie 3 het die konsentrasie van 0,4 en die reaksietempo is 40 kubieke sentimeter per sekonde. Ons stel die reaksietempo in. Moenie vergeet nie, dit is 'n plus omdat waterstofgas die produkte is. 40 kry ons uit die tabel uit vir loopie 3. Ons het die volume van die waterstofgas en ons het die tyd. En die tyd wat ons instel is 2,6 minute maal met 60. Dit word ingestel en ons kry 'n volume van waterstofgas van 6240 kubieke sentimeter. So graad 12, die reaksietempo was gegee in kubieke sentimeter per sekonde. Dit beteken die reaksietempo se eenheid is 'n indikasie dat ons volume van waterstofgas oor tyd
is. En die volume is in kubieke sentimeter en die tyd moet in sekondes wees. So die wenk is om te kyk. Jou reaksietempo is van die gas wat gemeet is. Nadat ons die volume bereken het, gaan ons dan voort en ons bereken dan die aantal mol. En die molformule wat ons reeds na verwys het, is mol van waterstofgas is die volume van waterstofgas deel deur die molêre volume. Die 6240 deel deur die 27.000 wat ons instel en ons kry 'n mol van waterstofgas van 0,23 mol. Onthou ons wil die persentasie suiwerheid van aluminium bereken. So ons moet dan van die mol van waterstofgas moet ons terugbeweeg en ons terugbeweeg na aluminium toe. Dit beteken ons moet 'n mol verhouding skryf. So aluminium teenoor waterstofgas en die mol verhouding is 2 tot 3. As die mol van aluminium 0,23 is, en dan kan ons dan uitwerk en die mol van aluminium is 0,15. So dit is die 0,23 mol van waterstofgas gedeel deur 3 en ons vermenigvuldig dit dan met 2 om 0,15 te kry. Nadat ons die mol gekry het van die aluminium, kan ons die mol van aluminium gebruik om aluminium se massa te bereken. En aluminium se massa, die periodieke tabel is die 27 en die mol is 0,15 en ons kry 'n massa van aluminium van 4,05. Wanneer ons persentasie suiwerheid uitwerk, is dit die teoretiese massa deel deur die werklike massa maal met 100 en ons kry 4,05 deel deur 5 maal met 100 en ons kry 81%. Die massa was gegee 5 gram van die onsuiwer monster. So dit is die suiwer deel deur die onsuiwer maal met 100 wat vir ons die persentasie suiwerheid gaan gee. So graad 12 gaan kyk weer na die stappe. Die stappe wat gegee word in die vraag 5.3.3 moet vir jou wenke gee om terug te gaan na aluminium toe om die volgende uit te werk. Jy moet 'n massa uitwerk want dit is die massa deel deur die onsuiwer massa maal met 100 wat vir die persentasie suiwerheid sal gee. So 5.3.3 is die einde van vraag 5. Baie dankie.